sekere goed kan regtig voel soos een van daai twee en soos ek genoem het nou, ons gaan oor die volgende paar weke so 'n bietjie induik op hierdie gedagtes of op konsepte wat ons baie oor praat en dalk miskien baie keer oor sê. Ek bedoel, hoeveel keer 'n dag dan sê jy dalk miskien vir jou man of jou vrou of jou vriend of vriendin, as ek net hierdie kan kry of as hierdie kan gebeur of as dit vir jou deurkom, dis nou hemel. En hoeveel keer sê jy dalk miskien ook net die teenoorgestelde, maar in plaas daarvan om te veel te begin gesels oor al daai dinge, dink ek ons moet hierdie reeks afskop deur eers te begin praat oor dalk miskien dit wat ons nou tans beleef. Lewe. Hoe baie praat mense oor lewe? Hoe baie praat mense oor wat ons eintlik nou beleef en waarheen ons nou gaan op hierdie spesifieke stadium? So, iemand het al die volgende gesê en jy het dit al miskien self ook al gesê, lewe is kort. Is dit nie so nie? Ons is nogal geneig om bewus te raak daarvan dat lewe baie kort is, maar nou die dag sê iemand anders ook vir my. Dis ek van, dis dalk miskien nogal waar. Lewe is kort, maar is die langste ding wat jy ooit gaan doen. Of is dit? Dalk miskien is dit nie heeltemal die geval nie. Ons praat dalk miskien baie keer oor lewe, dit wat gaan gebeur na lewe, maar miskien het jy al jouself gevind op 'n plek wat jy kyk na jou lewe, alles wat jy is, alles wat jy al bereik het en dan vra jy die volgende vraag. Dit kan tog nie al wees nie. Né? Is dit nou regtig dit? Is dit nou genuine dit alles? Miskien het jy gekyk na alles wat jy al bereik het in jou lewe, alles wat jy al deurgegaan het, alles wat goed is, alles wat sleg is en dan sê jy, "Wow, dit is nogal is dit nou dit? Niks meer of niks groter nie." Ons leef amper altyd met hierdie bewustheid net van, okay, maar ek kry goeders of ek beleef goeders en hierdie lewe is iets wat interessant is onvoorspelbaar, dis kort, maar is dalk baie lank, maar is dit regtig dit? Ek weet nie of enige van julle onder as 30 dalk miskien met my kan vereenselwig nie. Jy het al gekyk na ander mense, so 'n bietjie ouer as jy, en dan hoor jy van hierdie ding wat mense beskryf in jou 40s as 'n gevaarsone, 'n midlife crisis. Jy al ander mense gesien wat snaakse goed aanvang in haar ouderdom en dan kyk jy na hulle en jy, shame. Het julle gevat tot 40 om een van daai te hê? Ek het al op 30 al 2 midlife crises gehad. Ek het vroeg gepiek. Ek weet nie hoe jy nou eers daarby uitgekom het, of dalk miskien het jy dit beskryf op 'n ander manier, spesifiek het al gepraat van 'n quarter life crisis en dan kyk jy na mense wat 50 is met hulle midlife crisis en sê jy, jy's agter die tyd, broer. Ek het al lank voor jou het ek al my krisisse gehad, my lewe, ek het net te vroeg gepiek. Ek dink ek het op 16 al 'n midlife crisis gehad. Daar's baie krisisse wat ek al beleef het of deurgegaan het. En dalk miskien kyk jy sin in jou lewe en jy dink, maar wat kan ek nog doen? Wat kan ek nog bereik? Is dit regtig dit? Is dit al? Daar moet tog meer wees. Daar moet iets anders te wees. Dit wat ek nou beleef of dit wat ek nou ervaar, dit kan sekerlik tog nie al wees nie. Ek soek na meer. Nou C.S. Lewis het hierdie nogal op 'n interessante manier beskryf en ek's mal oor hierdie woorde en ek lees vir ons sy aanhaling. Hy sê, if I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world. As ek in my dinge beleef, ek het hierdie behoefte of hierdie begeertes, daar's dinge wat ek in hierdie lewe al beleef het, of dalk nog nie eers beleef het nie, maar ek weet daar moet iets meer wees. Dit wat ek nou sien, dit wat ek nou ervaar, dit kan tog nie alles wees nie. Al wat dit kan verklaar is dat ons dink oor dit wat natuurlik hierna gaan kom. En dis iets wat ons as mens nogal goed doen. Ek dink dis iets wat uniek is aan ons as mens natuurlik. Ons as spesie, ons droom altyd oor dit wat nog op pad is. Ons wonder oor die ander kant, of dit stories is oor die ander kant. Ons lees boeke oor die ander kant. Dit wat gebeur wanneer hierdie nie meer die geval is nie. So, wat is die realiteit van dit wat hierna kom? Ek wil graag vir my pragtige assistent Rowan Ash, oftewel Janko, as hy beskikbaar is, dalk miskien vra om net vir my so 'n vinnige demonstrasie na vore te bring. Baie dankie. Pragtige assistent. Ek is so dankbaar vir jou. En hier is 'n bekende prentjie of 'n bekende idee. Ons het so 'n paar weke terug by ons oggenddienste so 'n soortgelyke demonstrasie of gedagte gebruik. As jy dink aan 'n tou, wat 'n relatief algemene ding is, dan is hierdie dalk miskien 'n goeie verteenwoordiging van lewe, of hoe ons lewe sien, of hoe ons oor dit dink. Ons kyk na lewe en dan in jou lewe dan sien jy, okay, jy gaan dalk miskien 'n paar, as jy nou mooi styf vas vir 'n oomblik. Nee, nie styf genoeg vasgehou nie. Ek kan maar 'n bietjie stywer vashou. Dit klink omtrent goed. Daar gaan so 'n paar ups and downs wees in jou lewe. Jy gaan 'n paar dinge beleef, maar ons weet nooit waar ons aan die einde van hierdie tou is, of wanneer ons by daai einde, by daai ander kant gaan uitkom nie. Maar Francis Chan het jare terug, het hy eintlik op 'n baie indrukwekkende manier, het hy uitgebeeld, dat ons te veel dink oor die tou of oor die lewe, want al wat ons eintlik weet van ons lewe, as ons dink aan die groter prentjie of aan die ewigheid, is dat ons lewe op aarde waarskynlik hierdie stukkie is. Hierdie gedeelte wat gou gepas is, né? So 'n bietjie uitmekaar uitval, uitmekaar uitrafel.
dis lewe op aarde, hierdie gedeelte, en dan van hier af, Janko, jy kan ook miskien vir ons gaan wegkruip daar om die hoekie, as jy kan jy so, jy het 'n baie mooi stem, maar jy het 'n baie mooi stem, soos ek sê, jy kan net so daar om die hoekie vir ons gaan, baie dankie, en jy kan hom so, as ons nou imagine dat Janko nou daar agter is, en hierdie tou gaan net vir ewig en ewig en ewig aan, ons weet nie eers waar daai einde is nie, hierdie gedeelte verteenwoordig jou lewe op aarde, dit is so kort, en die res van die tou, wat daar gaan tot in, weet nie waar, of hy al miskien Alberton se kant toe trek, dalk op hierdie stadium nie, is ewigheid. Dit wat kom hierna, Jankie het baie goed gedoen, jy kan maar gerus weer terugkom, dit is baie lekkerder om jou te kan sien, as om te hoop of jy nog aan die ander kant van die tou is, baie goed en baie gaaf, en dit is baie eenvoudige demonstrasie, maar ook miskien gee dit vir jou perspektief, dat ons baie keer so geworried is, of so gefokus is op die gedeelte wat uitmekaar uitrafel, en hier is wat ons eintlik moet besef, die gedeelte wat uitmekaar uitrafel is baie kort, maar dit beteken nie dat die gedeelte wat uitmekaar uitrafel nie belangrik is nie, want die gedeelte wat uitmekaar uitrafel, bepaal waarskynlik die res van die tou. Dit bepaal waarskynlik jou eintlike bestaan en ewigheid, en dis dalk miskien iets wat ons nie besef, wanneer ons vasgevang is in ons wêreld, of in dit wat ons nou beleef, hierdie uitdagings, daar moet meer wees, ek is opgewonde oor dit wat nog moet kom, of ek wonder of ek al is wat ek alles kan wees, en hier is iets wat so interessant is, van Jesus. Terwyl hy op aarde was, het hy konstant gelykenisse vertel, en hy het vir mense vertel, primêrlik meer as amper enigiets anders, in al die stories wat hy vertel het, oor God se koninkryk. Hy het gepraat oor die koninkryk van die hemel, of oor God se koninkryk, wat ook al vertaling jy lees, en hy is besig om eintlik met mense te praat, en vir hulle te leer, dat dit wat jy nou beleef, en dit wat nou aangaan, is eintlik so klein deeltjie van die groter prentjie, en van dit wat werklik saak maak, en daar's een gelykenis wat hy gebruik, in Matteus 13, baie bekend, hy gebruik 'n gelykenis, en hy praat oor saad, en saad wat hier gesaai word, en dan gaan hy voort, en later dan gee hy die verduideliking, toe sy disippels gevra het vir die verduideliking, vanaf vers 37, hy sê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, hy verwys na homself, hy is die een wat die goeie saad saai. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. En dan sê hy hierdie gedeelte, die oes is die volëinding van die wêreld. Dis die einde. Wanneer hierdie wêreld daai stukkie tot 'n einde kom, die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil, en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. En dan sluit hy af met net hierdie klem, wie ore het, moet luister. En ons ken hierdie idee, of ons ken hierdie konsepte, as ons praat oor hemel en hel, en alles tussenin, en hierdie eenvoudige gelykenis wat Jesus vertel het, en sy disippels en sy volgelinge nie dadelik verstaan het nie, kleer dit vir hulle in, en dan sê hy vir hulle, maar daar is twee realiteite na hierdie huidige realiteit. Wanneer jou kort tydjie op aarde tot 'n einde kom, dan is daar twee moontlikhede, of twee realiteite waar jy kan wees, en dan praat hy van hierdie brandende oond, waar mense gaan huil, en op hulle tande gaan kners, en dan praat hy van gelowiges, en in die koninkryk van hulle Vader, en hulle skitter soos die son, wie ore het, moet luister. Nou wat weet ons oor die algemeen van dit wat hierna kom? Of wat is dit wat ons baie keer ook miskien glo, of aan vashou, of 'n persepsie oor het, soos wat ons groot word? Dis baie eenvoudig, ons verduidelik dit miskien vir 'n kind, as 'n kind nou vir jou moet vra, net nou die dag toe is ek by 'n familiebraai, en toe is daar 'n dogtertjie wat my vertel van haar kat, wat nie meer met haar is nie, en toe vra ek nogal vir maar, waar is jou kat nou? En toe sê sy, I don't know, Cat Evan, sy is Engels gewees, toe praat sy later oor haar hond, en toe vra ek, en waar is jou hond wat jy mee, sy, I don't know, maybe we have the cat, I'm not too sure, so, ek weet nie of honde en kat hemel, of hulle na dieselfde plek toe gaan, of as jy dalk miskien 'n hond is wat opeindig by kat hemel, is jy dan outomaties in honde hel, of andersom, ek is seker nie, ek is nie heeltemal 'n expert op daai en die hele, maar hierdie is min of meer hoe ons hierdie gewoonlik verstaan, of oor dit dink. Daar's 'n goeie plek, en daar's 'n slegte plek. Daar's 'n plek waar ek graag wil wees, dit gaan lekker wees, dit gaan mooi wees, dit gaan oulik wees, dit gaan fantasties wees, dis waar ek graag wil wees, maar dan moet ek ook onthou, my ma het vir my geleer, as ek stout is,
dan gaan ek na die stoute hoekie toe, wat so 'n bietjie erger is as net die stoute hoekie. Dis die slegte plek. Ek wil nie erg daar wees nie, en ek bedoel dit nie as enige van julle in vereniging bly, dis nie daai dalk miskien nie, dis nogal 'n bietjie 'n trappie erger is. Dis taaf, net grappies. Ek's baie lief vir die Valdriehoek. Almal wat my goed ken weet, ek's baie lief vir die Valdriehoek, veral die Vrystaat kant. Dis aansienlik lekkerder, ek dink aan die Vrystaat kant, maar nietemin, ons weet daar's 'n goeie plek en daar's 'n slegte plek en ons leef ons lewens altyd eintlik met hierdie vrees of hierdie bekommernis oor, maar wat se kant is die een waar ek gaan uitkom en hoe gaan ek weet of ek wel uitkom by die plek waar ek graag wil wees? En wanneer ons dink aan die goeie plek, dan weet ons maar dit is die plek waar ek graag wil wees. Daar's soveel stories wat oor dit gemaak word. So 'n paar jaar terug was daar hierdie series wat so bekend is, eintlik so gewild is, The Good Place. En mense wat presies eintlik maar uitleef hierdie idee, hoe kan ek by die goeie plek uitkom en presies hoe gaan dit wees? Ons is gefassineer deur dit. Daar's daai bekende storie in die skrif waar die krimineel langs Jesus gekruisig word en hy sê vir hom, binnekort is ons tyd verby, is ek nie meer hierson nie, maar dink aan my wanneer u is by die beter plek. En Jesus se antwoord is, voorwaar ek sê vir jou, jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees, die goeie plek. Dis waar ek wil gaan en dis waar ek wil wees. En daar's 'n ander gelykenis wat Jesus vertel het. So rukkie later in die evangelie van Matteus, hoofstuk 25, dan vertel hy dit op so effens ander manier. Dan sê hy in vers 31, wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al sy engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei, soos 'n skaapwagter die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterkant laat staan en die bokke aan sy linkerkant. Daarop sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle, want my Vader het julle geseën. Kom ontvang julle erfenis, die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Die koninkryk. Dis die plek waar jy gaan wees. My Vader het hierdie plek vir julle gereed gemaak en wanneer jy daai lees, dan lees jy dit en dadelik kan voel dit, maar dit is die plek waar ek graag wil wees. Jy wat dalk miskien groot geword het en jou ma en pa het altyd vir jou gesê, jy's my ou prins of my ou prinsessie, jy weet, dit klink goed, koninkryk, dis die plek waar ek wil wees, dis definitief waarheen ek op pad is, ek wil graag seker maak ek kom by daai plek uit, maar dan natuurlik gaan Jesus voort en hy verduidelik dat dis nie die enigste plek nie, daar's ook 'n plek waar jy nie graag wil wees nie, en hy doen dit in vers 41 en dan later in vers 46 waar hy sê, dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, want God het julle vervloek, gaan na die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy bose engele. Hulle sal dan in die ewige straf ingaan, maar die wat God se wil uitgevoer het in die ewige lewe. Nou ek dink dit is baie maklik. Ons hoef nie baie lank tyd hier aan te spandeer nie. As 'n mens net lees of luister dit wat Jesus gesê het en hy praat oor twee wêrelde of twee realiteite, dan dink ek die kaartjies vir almal van ons wat 'n bestelling insit of 'n trip boek, jou volgende destination. Ek dink daar's 'n relatiewe dringendheid by baie mense om uit te kom by die lekker plek en ons is 'n bietjie van 'n minder belangstelling. Ek dink nie veel mense sien uit na die een wat praat oor geknars van tande en 'n geween en 'n gehuil en 'n ewige vuur en dit klink net heeltemal soos die plek waarheen ek wil gaan nie. Dis amper soos in Lion King waar Simba vra vir Mufasa, maar wat is ons koninkryk of hoe lyk dit? En dan sê Mufasa vir hom, nee, maar alles wat die lig gaan raak, dis ons. Dis mooi en dis goed, maar daai donker stukkie daar deur ver, hier mag jy daar gaan nie. En dis wat ons dink baie keer oor hierdie plekke. Daar waar die lig skyn, daar waar dit mooi is, dis waar ek wil wees, maar daar waar dit donker is en daar waar dit lelik raak, dis nie heeltemal die plek waar ek graag wil opeindig nie. Maar ek dink daar's 'n effense probleem wat baie mense dalk het, veral wanneer hierdie gelykenis of hierdie voorbeeld wat Jesus gebruik oor skei die bokke en die skape en party gaan aan die linkerkant en party gaan aan die regterkant. Die vraag kom dan op, okay, maar wie gaan waar? Goeie mense seker hierdie kant toe, slegte mense seker daai kant toe, wie gaan miskien wat se kant opeindig? Dalk as jy terugdink toe jy op skool was, dalk miskien by die skool of by pouse het jy, ek weet nie, rugby gespeel of netbal gespeel of een of ander sport, ietsiekie gedoen en dan is daar 'n kaptein wat span kies en dan staan almal so mooi in 'n ry en dan staan hy kaptein en dan dink hy, okay, die volgende ou wat kom, jy's goed, hierdie kant, jy's in my span. Hierdie volgende, daai kant, jy's in die verkeerde span en dalk miskien is daar baie van ons wat hierdie prentjie of persepsie in ons kop het dat God kyk so na mense. Hy kyk na wie jy is, na wat jy doen en dan bepaal hy, okay, jy is 'n goeie een gewees, jy kan
jy kan hierdie kant toe kom. Jy's 'n slegte een, nie heeltemal so goed nie, jy kan eerder daai kant toe gaan. Met ander woorde, ons kyk na mense, goed genoeg, yes, jy is goed genoeg, tik die boksie, jy kan hemel toe gaan, jy's net nie heeltemal goed genoeg, jy moet dalk miskien na die ander kant toe gaan. En hier is 'n probleem wat ontstaan, die idee van goed wees. As ons eerlik moet wees hieroor, en is maklik vir ons om onsself te vergelyk natuurlik met ander mense, en mense wat ons dalk miskien nie baie van hou nie, of dit 'n kollega is, of jou gunsteling familielid, en ons het baie keer hierdie persepsie, ons gaan hopelik, ons is dalk nie die beste nie, maar net goed genoeg wees om gekies te word om daai kant toe te gaan. Daar's 'n effense probleem met daai idee of daai gedagte, want die realiteit van die saak is, nie een van ons is goed genoeg nie. Nie een van ons as God so moet staan, as hy nou regtig moet skei mense, die goeie is hierdie kant en die slegte is daai kant, dan gaan in plaas daarvan soos die lang ry van mense wat graag hemel toe wil gaan, baie lang ry, mense wat hel toe wil gaan, baie klein ry. As God gaan moet skei die goeie mense en die slegte mense in daai prentjie, dan gaan daar geen ry wees aan die goeie mens kant nie. Daai ry gaan net nie bestaan nie. Ons almal skiet kort. Niemand is goed genoeg nie. En dalk miskien is die enigste plek waar ons hierdie besef, wanneer ons regtig begin praat oor ons eie standaard of ons persepsie oor wat goed genoeg is. Nou ek's getroud, so ek het 'n ongelooflike manier om hierdie te leer, of vir myself gereeld hieraan te kan herinner. Getroude man sal dalk miskien hiermee kan vereenselwig. As jou vrou vir jou vra, nadat sy haar tweede of haar derde, dalk miskien hoeveelste die punt is nie haar eerste outfit wat sy aantrek nie. En dan vra sy vir jou, my engel, hoe lyk ek? Dan sê ek gewoonlik iets in lyn van, my engel, jy lyk perfek. Jy lyk absoluut perfek. En dan, as ek my rug gedraai het, dan sê hy 'n ander outfit aan. Ek is nog nie heeltemal presies seker hoe dit werk, of hoekom dit so is nie. Dis asof my woord, dit wat ek vir haar sê, jy lyk perfek, jy is meer as goed genoeg, jy is soos jy weet, die beste, heel bo op daai lyk, sy glo dit nie. Sy gebruik 'n ander standaard. Dit is vir haar baie belangrik om te hoor of ek dink sy lyk mooi of ou lyk, maar op die einde van die dag gaan sy self besluit of hierdie wel die kat maak of dit nie is nie. En dis eintlik die probleem wat ons het. Ons almal het ons eie persepsies. Ons almal het ons eie standaarde. Daai een is goed, daai een is so bietjie minder goed. Nou ek moet ook sê, een van die grootste blessings van om getroud te wees is dit werk aan die ander kant toe ook. Ek sal vir my vrou vra, lyk ek reg? Is ek reg om kerk toe te gaan vanaand? Dan sal sy vir my sê, nee. Jy mag glad nie, preek jy vanaand? Nee. Jy lyk te mooi, jy mag nie vanaand preek nie. Net nou kyk iemand na jou en dan hou hulle baie van jou. So, ja, ek's blessed hoor. Dis hoe jy weet jy wen in die lewe, as jy vrou vir jou sê, jy lyk te mooi, jy mag nie uit die huis uit gaan nie. So, ek dink die Here gaan vir my ooit 'n ander vrou kan stuur wat dit vir my kan sê nie. So, ek is blessed alreeds van die begin af. Maar mense het verskeie persepsies, ons almal het ons eie idee, maar wat is goed genoeg? Wat is perfek? Dit hang letterlik af van persoon tot persoon, en tog weet ons, wanneer ons regtig hieroor dink, is ek goed genoeg? Gaan ek dit kan bereik? Gaan ek daar uitkom waar ek graag wil uitkom? Tog binne in elkeen van ons weet ons ook, maar ek dink net nie ek is wat ek moet wees. Ek weet nie of ek daar kan uitkom nie. Nou, daar's 'n baie interessante ding wat gebeur in die skrif, in Matteus 19, is daar 'n ryk jong man, of 'n man van aansien, hoe die skrif hom beskryf, wat na Jesus toe kom, en vir hom sê, ek weet ek is beter as average. Ek's beter as meeste mense, maar wat moet ek doen, of wat moet ek wees, om seker te kan wees, ek gaan uitkom op die regte plek, op die plek waar ek graag wil wees. En dit sê in vers 16, daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen, om die ewige lewe te verkry? En Jesus antwoord, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar, as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Baie interessant. Mense lees hierdie gedeelte en dan dink hulle dadelik, okay, maar daar sê Jesus dit. Wees 'n goeie mens. Doen wat jy moet doen. Volg al die reëls en onderhou die gebooie, en as jy dit goed genoeg doen, dan gaan jy dit maak. Julle, dis eintlik glad nie wat Jesus daar sê nie. Jesus sê in hierdie gedeelte, die standaard om die hemel te kan kry of om ewige lewe te ontvang is, jy moet al die gebooie onderhou, jy moet sonder sonde wees, jy moet geen fout maak, jy moet perfek wees. Dit is die standaard. En hy doen dit nie dat mense moet sê, okay, maar ek moet die gebooie begin onderhou nie. Hy doen dit dat mense moet besef, ek kan dit nie doen nie. Ek het nie die vermoë om dit reg te kry nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek skiet kort, en dis eintlik wat ons moet besef, om goed te wees, om baie heilig te wees, om die reëls te kan volg, dis nie heeltemal goed genoeg nie.
Dis nie waar ons moet uitkom nie. Paulus skryf voor dit in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het God geroof van die heerlikheid en die glorie wat hom toekom. Ons kan nie self die leer klim nie. As ons self by God moet uitkom, is dit nie moontlik vir ons om dit te kan doen nie. Ons het ons eie standaard of ons idee van wat goed is, van wat reg is. Wanneer dit by God kom, is dit heeltemal anderste en daar's net geen rede, geen manier hoe enige van ons ooit daar kan uitkom nie. Nou jy luister dalk miskien vanaand en dan dink jy, okay, joh, ek het gedog ek doen 'n goeie ding. Daar was nou so 'n paar weke niks dienste gewees nie. Tommy, ek het opgedog. Ek is hier, ek doen my deel. Ek is hier by die kerk. Ek wil seker maak ek wys vir almal, ek wys vir die Here, ek doen wat ek moet doen. Ek's op die regte pad. Hoopelik gaan ek daar kan uitkom. En hier is die goeie nuus. En dit is die nuus wat spesifiek genoem word, die goeie nuus, die storie van wie Jesus is en wat hy gedoen het. Nie enigeen van ons wat hier sit vanaand is goed genoeg om hemel toe te gaan of na die goeie plek nie. Daar's niks wat ons kan doen om daar uit te kom nie. En dis juist die goeie nuus van wie Jesus is, ons hoef nie. Want dis wat hy vir elkeen van ons kom doen het. En Paulus som hierdie so mooi op in hierdie bekende gedeelte Efesiërs 2 vanaf vers 6 waar hy sê, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy, nie jou goedheid, hoe goed jy is nie, deur sy goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige reg om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En hier is dalk miskien die maklikste opsomming of die belangrikste manier om 'n gedeelte soos hierdie te hoor en dan toe te pas in jou lewe. Ons is nie goeie mense of probeer nie goeie mense wees om hemel toe te gaan nie. Ons doen nie goeie dinge, volg die reëls, doen oulike dinge en probeer so goed as moontlik wees sodat ons hopelik goed genoeg is om hemel toe te gaan nie. Ons doen goeie dinge en probeer goeie mense wees juis omdat ons gelukkig genoeg is dat God vir ons gegee het wat ons nie vir onsself kan doen nie. Ons is gelukkig genoeg om te gaan na 'n plek wat ons hoegenaamd nie verdien om enigsins buite kan wees nie. As jy dink miskien in jou kop aan die stoutste kind wat jy ooit in jou lewe ontmoet het, moet asseblief nie nou dink aan jou eie kind of aan jou broer of suster of wie ook al dit mag wees nie, maar die stoutste, die verskriklikste, die kind wat regtig detensie verdien en pak sla en dan nog detensie en nog pak sla vir nagereg nadat hy dit als gekry het. As daai kind dalk miskien per ongeluk iewers eendag uitkom op 'n plek wat iemand vir hom sê, luister, wil jy graag saam met my Gold Reef City toe gaan of see toe gaan of Disney World toe gaan omdat ek vir jou 'n kaartjie het om saam te kom. En daai kind sê, ja, dis reg, ek wil graag gaan en dan ewe skielik voel hy, ek weet nie hoe ek hierdie reg gekry nie, maar ek's nou saam met ander mense. Ek gaan nou myself gedra. Ek gaan nou 'n ander tipe persoon wees. Dis dalk moontlik eintlik 'n meer akkurate prentjie vir wat ons eintlik moet wees of ons reaksie op wat God vir ons gedoen het. Ons gaan nie na 'n lekker plek toe omdat ons goed genoeg was om daar uit te kom nie. Hy gee vir ons 'n uitnodiging. En omdat hy goed genoeg is, genade genoeg is teenoor ons wat dit nie verdien nie en 'n uitnodiging gee, kan ons kies om onsself op 'n sekere manier te gedra of op 'n sekere manier te kan optree. So vanaand skop ons net af met hierdie reeks. Hemel, hel en alles tussenin oor die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie meer induik spesifiek op hierdie verskillende realiteite, hoe dit gaan lyk, wat dit gaan wees en ons gaan aan die einde van die reeks 'n geleentheid gee eintlik vir vrae en vir mense om net te reageer, dit wat jy wonder en dit wat jy wil weet, maar vanaand om net af te skop. Dalk miskien is die belangrikste plek waar ons kan begin om net te vra, hoe kan ek verseker weet wie gaan waarheen? As dit so is dat daar twee realiteite is, dat hierdie ene nie die einde van alles is nie en wanneer hierdie tyd op aarde tot 'n einde kom, is daar twee moontlikhede, 'n lekker een, 'n minder lekker een, 'n goeie plek en 'n slegte plek, hemel of hel. Hoe kan ek verseker weet wie gaan na watter een toe? En ek wil graag net so vinnige oefening doen voordat ons die diens saam gaan afsluit en ek wil vra dat elkeen van julle wat vanaand hier is, julle oë sal toemaak en ek beloof dit gaan nie snaaks wees nie, dit gaan nie vreemd wees nie. Ek gaan vir jou net vra om iets te visualiseer, om 'n prentjie in jou kop te sien daar waar jy sit. En met jou oë toe daar kan jy die prentjie miskien in jou kop kry van twee babas, 'n tweeling natuurlik. Wat in die baarmoeder is
en besig is om met mekaar 'n baba gesprek te hê voordat hulle gebore word. En die een baba sê vir sy boetie, glo jy in lewe na geboorte? Glo jy dat daar iets gebeur as 'n mens gebore word? En sy boetie antwoord hom, natuurlik, daar moet iets wees nadat 'n mens gebore word. Ek bedoel, hierdie kan tog nie al wees nie. Sekerlik gaan daar 'n lewe wees na geboorte. Ons is seker nou besig om onsself voor te berei eintlik vir die lewe na geboorte. Sy boetie antwoord hom, nee maar nonsens, waar kom jy daaraan? Daar's nie iets soos lewe na geboorte nie. Waar dink jy sulke goed uit? Wat 'n tipe lewe sal dit in elk geval wees na geboorte? Sy boetie antwoord hom, nee, ek weet nie, maar ek glo dat lewe na geboorte, daar gaan meer lig wees as wat daar nou hierso is. Miskien gaan ons selfs op ons bene loop. Miskien gaan ons selfs met ons monde kan eet. Miskien gaan ons ander sintuie hê. Miskien gaan ons dinge kan beleef en dinge kan ervaar wat ons nie eens nou kan indink nie. Hy lag vir hom en sê, maar dis absurd om te loop, dis onmoontlik, en om te eet met jou mond, dis lagwekkend man, die naalstring is mos daar om vir jou kos te gee, dis hoe 'n mens eet, dis hoe 'n mens kos kry, en nou die naalstring is net so kort, dis nie prakties nie. Dis nie moontlik vir 'n mens om te kan lewe na hy geboorte is nie, dis logies, maak nie sin. En sy boetie antwoord hom en sê, nee, maar ek dink daar's iets meer, dis anders as hier, miskien gaan ons selfs nie eens die naalstring nodig hê, en die lewe gaan heeltemal anders wees. En die eerste een sê weer, nee, maar as daar iets soos lewe na geboorte, hoekom het niemand al ooit teruggekom nie? Hoekom het niemand al ooit vir ons kom vertel van hoe amazing lewe na geboorte is nie? Nee man, geboorte is die einde van die lewe, en na geboorte, dan is daar niks anders as donkerte, en stilte, en chaos nie, dit vat ons net nêrens nie. Sy boetie antwoord hom en sê, nee, ek weet nie, ek glo daar's iets meer, miskien gaan daar selfs 'n moeder wees. Ek glo in moeder, en sy boetie lag en sê, moeder, dis jy simpel. Hoe kan jy glo in moeder? Waar kom jy daaraan as moeder bestaan? Waar is sy nou? Hoekom kan ons haar nie sien nie? Hoekom kan ons haar nie beleef nie? Hoekom kan ons haar nie beskryf nie? En sy boetie sê weer, nee, maar ek glo moeder is reg rondom ons. Sy is ons lewe en ons bestaan net omdat sy bestaan en omdat sy hier by ons is, en sonder haar sou ons ook nie 'n lewe of 'n bestaan kon gehad het nie. En sy boetie sê weer, nee, ek weet nie. Ek kan haar nie sien nie, so ek kan maar net nie glo dat sy bestaan nie. Sonder haar dat ek haar sien, is dit nie moontlik vir hom te kan glo dat sy bestaan nie. Nou hier is net 'n eenvoudige prentjie of 'n persepsie om te kan skep by ons, hoe kortsigtig ons werklik is, vir dit wat dalk op pad is. En dit wat ons kan beleef, en hoe min ons eintlik weet oor ons huidige realiteit. En Randy Alcorn het iets oor dit te sê gehad. Ek deel graag hierdie woorde van hom met ons. Hy sê, for the Christian, this present life is the closest they will ever come to hell. For the unbeliever, it is the closest they will come to heaven. Dit hang maar eintlik af wat jy kies en wat jy besluit. En baie van ons is so onseker en so gekonfronteer, en ons het baie meer vrae as wat ons antwoorde het, en ek kan hierdie erken en bely selfs hier voor elkeen van ons vanaand. Daar's so baie dinge wat ons min van weet, en baie mense wil altyd weet, maar wat gebeur nou regtig as jy dood is? En hoe kan jy verseker weet? En hier is maar die eenvoudigste antwoord altyd, ek is nie heeltemal seker nie, want ek is nog nie dood nie. Ek was nog nie daar nie. Ek kan nie vir jou presies sê hoe dit gaan lyk, of hoe dit gaan wees nie. Maar wat ek wel weet is, God het sekere dinge aan ons geopenbaar. Hy het sekere dinge aan ons bekend gemaak, en hy gee vir ons die voorreg en die geleentheid om self te kies hoe ons op dit wil reageer. Of ons sy woorde ter harte gaan neem, of ons gaan glo nie die dinge wat Jesus gesê het en oor gepraat het nie, maar of ons dit gaan toepas tot ons eie lewe. En of ons gaan besef, maar dit gaan nie eintlik oor hoe goed ek is, hopelik kan ek goed genoeg wees om daar uit te kom nie, dit gaan oor om te glo in hierdie vrye geskenk, hierdie geskenk wat gratis, vry en verniet is, amper soos die lewe wat ons nou het, maar dat in hierdie lewe wat ons nou het, God vir ons sê, daar is selfs nog iets meer. En jy kan kies, wil jy dit aanvaar? Wil jy dit joune maak? Jy verdien dit nie, maar ek kom gee dit vir jou. Gratis, vry en verniet. C.S. Lewis het gesê in 'n gedeelte wat hy praat, baie bekende gedeelte, The Great Divorce, is so ongelooflike Christelike literatuur. Dan sê hy, there are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done, laat u wil geskied, and those to whom God says in the end, thy will be done. Met ander woorde, laat jou wil geskied. All that are in hell, choose it. Without that self-choice, there could be no hell. No soul that seriously and constantly desires joy will ever miss it. Those who seek find. To those who knock,
it is opened. Nou vanaand het ons hierdie voorreg om saam die nagmaal te kan gebruik en as daar enige van julle is wat dalk miskien nog oorgeslaan is wat nie nagmaal elemente gekry het, wil ek net vra dat jy asseblief jou hand lekker hoog sal ophou, dan kan ons net seker maak dat almal van ons van die nagmaal elemente gereed kry en ek gaan solank ook vir my in hierso neem. En dan wil ek vanaand regtig met 'n drukking op my hart of met erns net hierdie prentjie vir ons inkleer en weer eens jy dalk wat miskien vanaand 'n gas is of vir die eerste keer hier is of onseker is hieroor. Daar's geen rede dat enigeen van ons vanaand verplig moet voel om die nagmaal te gebruik nie. Inteendeel, dit sal die grootste fout wees wat jy maak as jy vanaand hier is en jy weet nie eintlik presies waar hierdie gaan of wat gebeur om net te doen wat almal doen en saam hierdie nagmaal te gebruik. Maar wat die nagmaal veronderstel is om te wees en wat dit verteenwoordig, die brood verwys na Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is en die sap, die wyn verwys na sy bloed wat gevloei is. En dis 'n herinnering. Dis 'n simbool, dis 'n reminder vir ons dat ek nie hoef te probeer goed genoeg wees, die beste wees en heilig genoeg wees. Hoopelik is ek goed genoeg in God se oor dat as hy na my kyk en hy laai ons almal so op en sê ja, jy's net goed genoeg, jy kan hierdie kant toe kom nie. Dis nie wat hierdie verteenwoordig nie. Dit verteenwoordig die feit dat God aarde toe gekom het, dat hy vlees geword het in Jesus Christus, dat hy wat sonder sonde was, geen foute, geen sonde gehad het nie, al ons sonde en ons tekortkominge op homself geneem het. Sodat ons nie eendag hoef te wonder nie. Ken ek hom? Gaan ek daar uitkom? Gaan ek dit dalk miskien mis? Ek hoef nie oor dit te wonder nie. Ek glo in die geskenk van genade. Ek glo in die geskenk van die ewige lewe. Ek het dit nie verdien nie. God kom maak dit moontlik vir my en dit is nie uit my eie verdienste nie, dis alleen net deur sy genade en sy offer aan die kruis. So as jy vanaand hier is en jy glo dit. Jy glo met jou hele hart dat Jesus gesterf het aan die kruis vir jou sonde. Dat hy jou sonde op hom geneem het sodat jy die ewige lewe rondom hom kan beleef, dan wil ek jou die geleentheid gee en jy is welkom om die nagmaal te gebruik saam vanaand. Maar as jy vanaand hier is en jy voel ek het dit nog nooit persoonlik gemaak nie. Ek het nog nooit daai keuse gemaak nie. Ek het nog nooit gesê nee, maar ek glo en ek verstaan dat Jesus is my verlosser en my saligmaker. Hy is die een wat vir my gesterf het. Hy is die een wat my sonde op hom geneem het en jy wil vanaand vir die eerste keer daai keuse of daai besluit neem, dan wil ek graag vir jou ook die geleentheid gee om dit te doen. Maar ons van ons diens dan afsluit is, ek wil net eintlik vir ons begelei in 'n gebed en dan na die gebed is jy welkom om net in jou eie tyd, in jou eie oomblik die nagmaal te gebruik as 'n simbool en herinnering van wat Jesus gedoen het. So, voordat ons dit saam gebruik, kom ons sluit ons so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid om vanaand net ons harte te vul met 'n eenvoudige waarheid, maar so kritiese waarheid. Ons is nie goed genoeg nie. Here, en dankie dat ons nie hoef te wees nie. Dankie dat U geword het vir ons wat ons die meeste nodig gehad het. Daar waar ons sonde ons so ver van U weggevat het. Daar waar ons eie hardkoppigheid, ons eie korrupsie, ons eie selfsug, wat ook al dit mag wees, daar waar dit afstand tussen ons en U gebring het, Here, dankie dat U aarde toe gekom het, en ons op U naam geroep het, en gesê het, maar, ken my, leef saam met my, leef in en deur my, en jy sal iets meer, iets groter, iets dieper kan beleef, as wat jy ooit kon begryp. Here, en baie keer is ons so skuldig hier, en ons lees die woord, of ons hoor dinge uit die Bybel, en ons lees dit, of ons verstaan dit amper, asof dit 'n stel reëls is, dinge wat ons moet doen, sodat ons hopelik goed genoeg kan wees. Here, dankie dat ons eintlik kan weet, die skrif is daar om vir ons te leer of te wys, wat U vir ons gedoen het. Die plan wat U gemaak het, Here, vir skuldige sondaars soos ons, om 'n nuwe realiteit en 'n nuwe lewe te kan hê. So mag die van ons wat dit glo, Here, en die van ons wat dit vanaand vir die eerste keer glo, of ons eie maak, mag ons harte op 'n nuwe manier gevul word met U liefde en met U offer. En mag dit vir ons die grootste impak, die grootste besluit, wees dit ons in ons lewens ooit sal maak. In Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou so 'n oomblik gee, net daar waar jy sit, om die nagmaal te gebruik, en daarna sal ons dan die diens afsluit.
Dankie Hemelse Vader vir so 'n ongelooflike oomblik om net weer eens onsself te herinner aan die offer, aan die liefde, dat U liggaam gebreek is, dat U bloed gevloei het, sodat daar 'n ander realiteit en 'n ander lewe op elkeen van ons wag. Mag ons dit glo met ons hele hart. Mag dit hierdie spasie tussenin, dit wat ons nou beleef in die hier en nou, mag dit alles vir ons verander, nie net vir eendag nie, Here, maar ook vir vandag. En dankie Here, dat dit so ongelooflik eenvoudig is. Dat dit so eenvoudig is dat ons dit dalk miskien partykeer te complicated maak, te moeilik maak, te veel goeders bysit. Dankie Here dat die antwoord U is. Dat die antwoord altyd U is. En dat dit ons fokus vanaand en vir die res van ons lewens vorentoe kan wees. In Jesus naam dank ons U. Amen. En amen. Ek wil jou uitnooi om hierdie volgende paar weke seker te maak jy mis nie enigeen van die volgende paar dienste nie. Ons gaan regtig waar moeite maak en tyd maak daarvan om te gesels oor die dinge wat ons dalk miskien nie gereeld genoeg oor gesels nie. So maak seker jy mis dit nie. En as jy vanaand dalk miskien vir die eerste keer in jou lewe 'n keuse of 'n besluit gemaak het om Jesus te ken en om te volg, wil ek jou ook vra, asseblief moenie haastig wees nie. Bly gerus agter of deel jou storie met ons, of as jy dalk miskien net vanaand hier sit en jy het gebed nodig. Jy wil graag hê iemand moet saam met jou bid, is jy welkom ook agter te bly en ons sal by jou draai maak. Andersins, sien 'n week vir jou. Mag die Here met jou wees. Sien jou volgende week. Totsiens.